Hebreërs 4 vers 12 en 13. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Te beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë. En aan hom moet ons rekenskap gee. Hartlik welkom by nog 'n episode van Evangelisasiestasie. Ons gaan voort met ons reeks oor moet ons kerk toe gaan of moet ons nie kerk toe gaan nie. In die vorige opname het ons eintlik baie mooi, kragtig gesê, soos jy nog daar geluister het, jy gaan luister gerus. Die antwoord is ja, beslis ja. Die vraag moet eintlik wees, waarom wil jy nie kerk toe gaan nie? Waarom wil jy nie by die kerk aansluit nie? Ja, dis eintlik 'n kosbare en wonderlike plek waar ons wil wees. God se teenwoordigheid wat daar beleef word. God se woord wat daar geklank word, verkondig word. God wat sy seëninge daar uitspreek. Dis 'n kosbare plek vir elke gelowige waar elke uitverkore kind ook wil by aansluit. Maar ons is 'n bietjie gaan reinforcements kry. Ons het nou vir Daniel ook bygekry. So ons is dankbaar vir die ekstra wysheid wat ons nou ook hier by mekaar kan bring. Om dan verder die gesprek aan die gang te kan kry. So hartlik welkom aan een en elkeen van julle. Dankie. Ons vat ons tweede onderwerp en die vraag wat ons onsself eintlik dan afvra is daar buite die kerk verlossing? Want Calvin, een van die groot kerkvaders van die Gereformeerde Kerk ook, het gesê buite die kerk is daar nie verlossing nie. En as mens dan daarna kyk en mens grawe daarin in, julle is welkom om dit ook self te kan doen, dan kom mens eintlik agter, maar die Rooms-Katolieke Kerk het ook gesê buite die kerk is daar nie verlossing nie. So met ander woorde beteken dit ons Gereformeerde Kerk het iets van Rooms-Katolieke neigings. Wat is ons standpunt daaroor, wat is ons belydenis daaroor, hoe verstaan ons dit, en hoekom is daar buite die kerk van die Here nie verlossing nie? So kom ons gesels gerus daaroor. Roan, wil jy graag hier begin? Ja, so ek is nogal trots op myself, want geskiedenis, ek is nie mal oor geskiedenis nie, maar deesdae lees ek 'n bietjie meer kerkgeskiedenis en toevallig het ek ook nou verlede week bietjie oor die kerk nagelees en toe sien ek Cyprus in die biskop van Karthage, Noord-Afrika, het in die laat 200s het hy al die soort of dieselfde opmerking gemaak buite die kerk is daar nie verlossing nie. So Calvin het ons kan sê hulle het by die Katolieke geleen, of daar is goed wat ons daar het gekry het, maar die groot verskil is, die protestante of die Gereformeerde kerke glo buite die kerk is daar nie verlossing nie. Die Katolieke glo by die kerk is daar nie verlossing nie, maar die vraag is watter kerk? En dis waar ons en die Katolieke verskil. So ons sê buite die universele kerk of buite die ware kerk is daar nie verlossing nie. Katolieke sê buite die Rooms-Katolieke kerk waarvan die paus die hoof is daar nie verlossing nie. En dit is waar die groot verskil lê. Dankie. Dit is my gedeelte wat ek nou kan deel. Daar is nog baie wat ek wil sê, maar ek dink eers kan ons daaroor gesels. Daniel, van jou kant af iets? Ja, nee, ek dink ook 'n mens moet maar, mens kan baie oor dit praat en baie oor dit sê, maar as 'n mens dink aan die Here wat vir ons ook die opdrag gee al in die 10 gebooie om kerk by te woon, om die Sabbatdag te heilig, en dan sluit dit maar daarbey aan om eredienste by te woon, kan ek sê, 'n deel te wees van 'n kerk. Hy gee mense die opdrag daarvan ook in die Nuwe Testament op 'n paar plekke. So die kerk hoekom sê ons die kerk bring, of buite die kerk is daar nie verlossing nie? 'n Mens moet ook reg verstaan dat die kerk bring die woordverkondiging, die evangelieverkondiging, en dit is nodig om verlossing te ontvang. So die kerk as identiteit of entiteit gaan nie vir jou verlos nie. Die feit dat jou lidmaatskap het iewers by 'n kerk gaan nie vir jou in die hemel bring nie. Maar die boodskap wat gebring word, die evangelie wat verkondig word, is nodig om die ewige lewe te ontvang. En dis maar net 'n perspektief wat ons altyd moet onthou. Dis maar net van my kant af tot op hierdie stadium, dankie. Goed,
Nee, wonderlik. Ja, as mens kyk na Calvin se siening, dan mens baie mooi die lyn terugtrek na waar Calvin ook hierdie standpunt vanaf kry, nê. En dit begin by die begin van alles. Van God wat nog voordat hy die wêreld geskep het hy ons uitverkies. Nou uitverkiesing, dis 'n groot onderwerp op sigself. Ek gaan net so 'n kort bondige samevatting daarvan vat. Uitverkiesing beteken God het nog voordat die wêreld geskep is, het hy geweet wie gaan gebore word. Hy het geweet wie gaan glo en wie gaan nie glo nie, en hy het sy kinders uitverkies. Hy het bepaal voor die grondlegging van die wêreld, Efesiërs 1:4, dat hy sekere mense kies om sy volk te wees en ander mense nie. Is dit onregverdig van die Here? Dit is nie vir ons om dit te sê nie. Nee, die Here is nie onregverdig nie. Hy is die pottebakker, ons die klei kan maak met sy skepping wat hy wil. So gaan lees gerus Romeine 9 in verband daarmee. Dan kan mens ook mooi sien hoe die Here sy uitverkiesing ook deurlopend in die skrif vir ons openbaar. Maar omdat Calvin nou daai uitverkiesing mooi deurgetrek het reg deur die skrif, het hy gesê, maar elke keer het God sy uitverkorenes bymekaar geroep. Hy het met Israel gedoen, Israel wat hy uitverkies het bymekaar geroep, en hy het vir hulle gesê, ek sal met julle wees, ek sal met julle pad stap, ek gaan sorg dat julle die beloofde land inkom. En hoor mooi daai woorde, die beloofde land, né? So hierdie mooi lyn wat deurgetrek word van die Ou Testament na die Nuwe Testament toe, is dat God sy volk so ryklik geseën het, dat hy gesorg het dat hulle ontvang dit wat God beloof het. Nie 'n ander volk nie, die volk Israel. En dan as mens Nuwe Testament toe gaan, dan sien mens dat God aan sy gelowiges wat in Jesus Christus glo, beloof, julle sal die beloofde ewige lewe ingaan. En dit is iets mooi dat hierdie uitverkorenes wat die Here bymekaar roep, wat hy bymekaar vergader, wat sy kinders is, wat gevul is met die Heilige Gees, wat afgesonder is van hierdie wêreld, wat nie leef en lyk soos hierdie wêreld nie, maar wat in diens is van hom, wat waarlik glo, wat hom waarlik ken en hom waarlik vertrou op pad met hom stap. Dit is natuurlik Sondag 7 van die Heidelbergse Katekismus, wat waarlik in hom glo, hulle gaan die ewige lewe ontvang. Nie omdat hulle iets gedoen het nie, maar omdat God aan hulle genade bewys, omdat hy hulle uitverkies het. So hierdie genade wat die Here dan ook deur Jesus Christus gee, hierdie verlossing wat hy gee, is nie net vir almal nie. Jesus se bloed het nie gevloei vir almal nie. Dit was genoeg vir almal, maar dit was nie bestem om vir almal verlossing te gee nie. Jesus Christus se bloed het slegs gevloei vir die wat in hom glo. En daarom sê Johannes 3:16, so lief het God die wêreld gehad, dat hy die wat in hom glo, nie sal laat verlore gaan nie, maar dat hulle die ewige lewe sal beerwe. Nee, en dit is iets mooi, die wat in hom glo, uiters belangrik. So die kerk van die Here, die rede hoekom aan die buitekant die kerk van die Here saligheid is nie. Want as jy nie deel is van God se volk nie, as jy nie 'n uitverkore kind is van die Here nie, gaan jy nie die ewige lewe in nie, want die Here het jou nie uitverkies om die ewige lewe te bereik nie. Die Here het jou nie uitverkies om deel te wees van sy volk en al die genadegawes, al die seëninge van die Here uit sy hand te ontvang nie. So maak nie saak wat jy gaan doen nie, jy gaan nie die saligheid, die seëning, salig beteken geseën te wees. Jy gaan nie 'n gelukkige wees om in die ewige lewe in te gaan nie. En dis nie omdat jy nou 'n besluit moes geneem het of jy het nou iets verkeerd gedoen nie, maar dis omdat net God gesê het, ek het besluit, hierdie kinders gaan die ewige lewe in en die res nie. En daarom, wanneer ons dan praat van kerk, die ware kerk, nie die valse kerk nie, die ware kerk, om ons teruggaan na die Nederlands geloofsbelijdenis toe, en dan sien mens baie mooi, wanneer mens na die kenmerke van 'n ware en 'n valse kerk kyk, in artikel 29, dat die woordseier bedien moet word, die sakramenteseier bedien moet word, en die tug ook uitgevoer moet word, ooreenkomstig God se woord. Maar dan is dit wonderlik om te sien, ek weet ek praat nogal baie, maar dis iets wat nogals baie mooi is om te sien, wat vir ons as gelowiges wat deel is van die kerk baie troostryk is. Dan sien mens by die kerk, dan word daar 'n gedeelte in artikel 29 gegee van wat is die kenmerke van die lidmate, van 'n ware gelowige. Dan staan daar, ons kan hulle uitken aan die kenmerke van die Christen, naamlik hulle geloof, dat hulle die enigste verlosser Jesus Christus aangeneem het,
en hulle daarna die sonde ontvlug, die geregtigheid najag, die ware God en hulle naaste liefhet, nie na links of regs afwyk nie, en hulle sondige natuur met sy werke kruisig. Hiermee sê ons nie dat daar nie nog groot swakheid in hulle is nie, inteendeel die Gees stry hulle juis al die dae van hulle lewe daarteen, terwyl hulle altyd weer hulle toevlug neem tot die bloed, die dood, die lyding en gehoorsaamheid van ons Here Jesus Christus, in wie hulle deur geloof in hom vergewing van hulle sondes het. Nee, so hulle vind hulle vreugde, hulle vind hulle troos in die Here Jesus Christus self, omdat die Here deur sy Gees, die vrug van die Heilige Gees, duidelik sigbaar gemaak het. So hoe weet ek is 'n uitverkore kind van die Here? Ek weet ek is 'n uitverkore kind van die Here, want die Here werk deur sy Gees in my die smagting om deel te wees van sy kerk, om eredienste toe te gaan, om die Here te loof en te prys, om my gawes te gebruik in die kerk. En dan sê artikel 28, as ek een artikel vroeër gaan in Nederlands geloofsbelijdenis, dan staan daar baie mooi, juis hierdie wat Calvin gesê het. Ons glo, aangesien hierdie heilige vergadering 'n versameling is van hulle wat verlos word, en daarbuiten geen saligheid is nie, dat niemand wat sy stand en status ook al is, homself in selftevredenheid van hierdie vergadering afsydig mag hou nie. En daar sê ons al reeds, die wat verlos is, kan nie hulle self afsydig hou van die kerk. Hulle moet juist daar by die kerk wees. Waarom? Inteendeel, almal is verplig om daarbey aan te sluit en hulle daarmee te verenig om die eenheid van die kerk te bewaar deur hulle almal. As lede van een en dieselfde liggaam aan sy leer en tug te onderwerp, die nek onder die juk van Jesus Christus te buig en volgens die gawes wat God aan elkeen gegee het, die broers in die opbou van hulle geloof te dien. En om dit beter te kan doen, is dit volgens die woord van God die plig van alle gelowiges om af te skei van hulle wat nie aan die kerk behoort nie, en hulle by die vergadering aan te sluit, waar God dit ook al gevestig het. Selfs as so regerings en wette van regerders daarteen wees, en daarvoor die bloed en lyfstraf oplê. Dis iets mooi, nee. Ons wil so graag by mekaar wees, dat selfs wanneer die regering vir ons sê, ons mag het nie doen nie, en hulle wil ons doodmaak daarvolgens, nee, hulle wil ons vervolg, dan wil ons nog steeds daar by mekaar wees. So niks sal die gelowiges wegdryf van mekaar. Daar sal nie 'n verskoning wees om nie daar te wees, daar is 'n smagting om deurlopend daar te wees, want dit is die plek van die verlostes, die plek van die uitverkores. En daarom is daar nie saligheid buite die kerk van die Here nie, want die ware kerk van die Here vergader homself onder die naam van ons Here Jesus Christus, want hulle is in diens van Jesus Christus, hulle is die ware uitgeroeptes van die Here. So maar 'n bietjie van my kant af. Enige reaksie van julle kant af, broers, asseblief. Roan. Ja, ek dink Calvin het ook gesê vir wie God 'n vader is die kerk sy moeder. So oor die belangrikheid van die kerk. En dan ons sê, en ek dink dis 'n mooi onderskeid ons moet maak. Ons geloof is nie van die kerk nie. Ons geloof is van die Here alleen. So ons geloof is nie van die kerk nie, maar ons geloof is deur die kerk. En dit is wat Paulus in Efesiërs 3 vers 10 geskryf het, toe sê dat nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word. So dis deur die kerk, soos wat Daniel ook voorgesê het, dat die ryke verskeidenheid van God se wysheid, die raadspan van God, die woord van God, deur die kerk wat dit bekend gemaak word. So, 'n boek wat ek gelees het van Chad Van Dixon, of ek weet nie hoe spreek mens nou sy vanreg uit nie, kerkregtelike by die OPC, die Orthodox Presbyterian Church in Amerika, en hy het geskryf, hy sê dis 'n general rule, en dit is wat die Westminster Confessie ook sê, hulle belydenisskrif, dis 'n general rule with a few exceptions. So daar's 'n paar uitsonderings. Hy praat van 'n berouvolle dief aan die kruis. 'n Moslem wat nou tot bekering gekom het, maar nou nog nie ander gelowiges ontmoet het nie, of 'n man wat op 'n eiland sit, wat die Bybel kry en hy kom tot geloof. Hulle is nie noodwendig deel van 'n kerk nie, maar dit beteken nie hulle is verlore nie. Maar die mens wat beweer dat hulle gelowiges is, maar wat weier om kerk toe te gaan, wat weier om deel te wees van die kerk van die Here hier op aarde, op plaaslike kerk, daarvoor moet ons bekommerd wees. Want die kerk is die ark van verlossing. En hy trek 'n baie mooi lyn na Noag toe. Wie die Here verlos? Die wat in die ark was. Die wat buite die ark was, is nie verlos nie. Hulle is gestraf. En dit is die beeld wat kom na die kerk toe ook. So die kerk is die ark van verlossing. By die kerk is daar verlossing. Buite die kerk
is daar dan nie verlossing nie. En so en ons sê nie, ons word gered op grond van ons lidmaatskap by 'n kerk nie, want dis nie waar nie, maar ons ontvang daardie geloof deur die kerk. En wat 'n voorreg om dan deel te wees van die kerk. Ek wil net 'n laaste ietsie ook byvoeg uit Psalm 40 vers 10 en 11. Lees ons, ek het die goeie boodskap van geregtigheid gebring in 'n groot byeenkoms. Kyk, my lippe hou ek nie dig nie. U weet dit self, Here. Die geregtigheid het ek nie in my hart verberg nie. Ek het dit nie vir myself gehou nie. Oor u trou en verlossing het ek gepraat. Ek het nie u troue liefde en waardigheid vir 'n groot byeenkoms in die geheim gehou nie. So hier kan ons ook al raak sien dat die Ou Testamentiese gelowiges die insig gehad het om die evangelie wat die Here vir jou gee, nie net vir jouself te hou nie, maar in 'n groot byeenkoms te vertel, te verkondig. Net so iets daarvan wou ek net ook genoem het. Baie dankie. Kan ek nie gou nog 'n laaste opmerking maak asseblief, Jacques? Ja, kom. Ek sê altyd, as jy sê jy's 'n Christen, maar jy wil nie kerk toe gaan nie, dan sê soos twee mense wat smoor verlief is, maar is nie bereid om te trou nie. Dit maak nie sin nie. Dit maak net nie sin nie. Ja, dit is, nee, as mens, ek gaan nou weer terug na ons geloofsbelijdenis toe, die Nederlands geloofsbelijdenis artikel 27, nee, ek wil nou eerste stukkie net vir ons lees, en dan wil ek die lyn trek het na Romeine 10 toe. Daar staan, ons glo en bely enige katolieke en algemene kerk, nee, 'n heilige vergadering van almal wat waarlik in Christus glo, wat hulle almal hulle volle saligheid in Jesus Christus verwag. So hulle verwag nie hulle saligheid van die kerk nie, hulle sluit hulle self by die kerk aan, want hulle verwag hulle saligheid van die koning van die kerk, die hoof van die kerk, en dis Jesus Christus. So hulle verwag het van Jesus Christus, want in sy, wat in sy bloed gewas is, geheilig en verseël word deur die Heilige Gees. Die kerk was daar van die begin van die wêreld af en sal tot die einde daar wees, want Christus is die ewige koning wat nooit sonder onderdane kan wees nie. So die kerk sal daar wees tot in ewigheid, nee. En wat die lyn trek na Romeine toe, Romeine 10, wat dit net so kosbaar maak. Sê daar, maar hoe kan mense om aanroep as jy nie om glo nie? Romeine 10 vanaf vers 14. Maar hoe kan mense om aanroep as jy nie om glo nie? Hoe kan jy om glo as jy nie van hom gehoor het nie? Hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe, wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. En dit is iets mooi, nee. Die Here stuur sy geroepe diensknegte wat hy geroep het. Ons kan in die Ou Testament ook gaan kyk, profete, nee, priesters, disippels, stuur hy die wêreld in, die apostels, stuur hy die wêreld in om juis te gaan sê, so sê die Here ons Here, dat die Here daardeur kan werk om mense tot geloof en bekering te bring en dan ook in die kerk by te voeg. Nee. Ons sien dit ook in die boek Handelinge. Kyk wat gebeur, elke keer as daar gelowiges bekeer het, dan het hulle by die kerk aangesluit. So is eintlik belangrik, nee, dat ons dit ook verstaan. Buite die kerk van die Here is nou die verlossing, maar die kerk self, ons praat nie van enige kerk, ons praat van die ware kerk van ons Here Jesus Christus, die uitverkore kinders van die Here. Buite daai kerk is daar nie verlossing, is daar nie saligheid nie, is daar nie 'n ewige lewe nie. So sluit gerus dan by die ware kerk aan en maak seker ook, jy leef dan as 'n uitverkore kind wat glo in ons Here Jesus Christus en wat jou saligheid in ons Here Jesus Christus soek en hom wil dien in die kerk, omdat jy sy kind is. Sterkte en seën dan ook vir die res van die week.